Nou ek sien vanaand, hier is heelwat leerders hier in die teater, en ek wil graag vir jou 'n vraag vra. Daar is hierdie vraag gevra aan 'n paar laerskoolleerders. As jy vir een dag, kom ons maak dit langer, vir een week, skoolhoof kan wees, wat sal jy verander in jou skool? Dink geoor dit. Dalk wil jy gou vir mekaar sê, wat sal jy verander by jou skool? Ek is nou baie nuuskierig om te hoor wat julle sê. Kom ek noem gou 'n paar antwoorde. Van die leerders het gesê, ons sal verander dat ons skool daar net gaan van Dinsdag tot Donderdag. Wie van julle sal daarvan nou? Dis 'n hele paar. Ek weet nie van die ouers nie, maar ek weet die leerders daarvan nou. Daar was baie wat gesê het, as ek skoolhoof was, sal ek wiskunde afstel. Landwyd sal ek dit afstel. Dit was al 'n paar wat gesê het, as ek skoolhoof was, sal ek maak dit ons ten minste elke Vrydag pyjama dag kan hê. En natuurlik was daar die wat sê, ons gaan elke dag 3 ure pouse hê, as jy skoolhoof kan wees. Maar kom ons maak dit 'n bietjie wyeer. As jy hierdie heelal kon regeer vir 'n jaar, wat sal jy wil verander? Anders gestel, as jy koning kon wees vir 'n week, vir 'n jaar, wat sal jy verander in hierdie wêreld van ons? Ek kom af op 'n inskrywing, so 'n blogpost van 'n pastoor, sy van is Blouder, en hy skryf die volgende, hy sê, as ek koning kon wees, sal ek die volgende verander. If I were king, I would immediately make the following things sugar and calorie free. Chocolate candy bars, red velvet cake, kettle potato chips, bread, lattes from Starbucks, extra large coffees with cream and sugar from Dunkin' Donuts, and everything at Donut King. Hoeveel van julle wil hierdie ou met koning wees? 'n Paar van julle, sugar free, julle paar van julle. Hy gaan verder en skryf vir die volgende. If I were king, I would make the following things illegal. The IRS, die SARS, né? The Kardashians, and of course Justin Bieber albums, né? Sal ons sê Darren albums, ons band dit uit Suid-Afrika, hop, spinnekop, al die goed. Hoeveel van julle sal daai koning wil hê? 'n Paar van ons, né? Dan gaan hy verder. Kom ons kyk wat sê. Hy sê, if I were king, I would require the phone company, the plumber, the cable company, and all delivery drivers to narrow the window of their arrivals to 10 minutes. Met ander woorde, hulle gaan vinniger opdaag. I would require all garbage trucks to play songs on their loudspeakers that make them sound like ice cream trucks. Ja. Maar dan gaan hy verder, en hy raak bietjie meer ernstig. I would eliminate poverty and hunger. I would eradicate disease. I would get rid of all the weapons in the world and make all the people who hate each other and are using them to sit down in a room and listen to one another's stories for a while. I would find a way to get all of the churches all over the world to put aside their differences and the stupid things that divide us to just join together to do good in the world and just be the church. Amen. En dan sê hy teen die einde die volgende. I would make this world a safe place for children, full of hope, creativity, joy, love, peace, and the best of everything. Wat sê jy doen as jy vir 'n week of vir 'n jaar koning kan wees? Hierdie is 'n belangrike vraag om te antwoord. Want hoe jy en ek hierdie vraag antwoord, sê of ons lewens belyn met die lewe van Jesus of nie. So ek die goed stop wat Jesus sou wou stop, of sal ek net aangaan met die dinge wat hy eintlik sou wou stop?
Sou ek die dinge begin wat Jesus sou wou begin? Of sou die dinge wees wat ek wil laat begin, die dinge wees wat hy nie eintlik wil deel wees en deel hê van sy koningskap en sy koninkryk nie? Hoe sal die lewe lyk, die wêreld lyk, as jy vir 'n week, vir 'n jaar koning kan wees? Gelukkig hoef ons nie daai vraag vanaand te antwoord nie. Maar ek dink 'n groter vraag om vanaand te vra is, hoe lyk 'n wêreld waar Jesus koning is? Want hy is koning. En dis waaroor hemelvaart gaan. Hemelvaart is nie net die vaarwel van Jesus nie, maar is die kroning van Jesus as koning van die heelal. Ek dink as jy vir die gemiddelde persoon vra oor die lewe van Jesus, so baie mense praat oor die geboorte van Jesus. As jy op straat vir iemand vra of by jou werk vra oor, wat weet jy van Jesus, sal hulle dalk praat oor die kruisiging en die opstanding. En ons vier die geboorte van Jesus Desember maande, wêreldwyd, daar's liedjies oor sy geboorte, daar's liggies wat opgaan, dis 'n groot feesgeleentheid wêreldwyd. Ons het sopas 40 dae terug die dood en die opstanding van Jesus Christus gevier met Paasnaweek. Een van die populairste lang naweke in Suid-Afrika. Maar as jy 'n gemiddelde persoon vra oor die lewe van Jesus, sal min mense vir jou sê oor die hemelvaart. En net soos wat sy geboorte, sy kruisiging, sy opstanding belangrik is die hemelvaart net so belangrik. Jy sien, vanaand kan ons uitroep en kan ons saam aanbid en ons kan sê, die kruis is kaal. Daar's niemand meer op die kruis nie. Die graf is leeg. Die hemel en ons lewens is vol. Maar nou die vraag vanaand, en dis waarmee ek jou wil uitnooi op Hemelvaart 2026, die vraag, hoe lyk die koningskap van Jesus? En daarom wil ek jou vanaand terugvat na van Jesus se eerste woorde, die begin van sy bediening op aarde. Daar in Lukas 4 vers 18, dan lees ons van Jesus se begin, waar hy hierdie profetiese woorde uitspreek. En hy sê die volgende, hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my aangestel het om die goeie nuus vir armes aan te kondig. Hy het my gestuur om aan te kondig dat die gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat onderdruktes bevry sal word van hulle verdrukking. Dis Jesus se eie woorde, profetiese woorde ook uit die Ou Testament uit. En nou die vraag, maar hoe lyk sy koningskap? Ek wil jou graag 3 gedagtes gee vanaand oor sy koningskap. Heel eerstens, Jesus is 'n koning wat homself identifiseer met die geringstes. Nou hier's die groot wonder, dat Jesus ontvang met hemelvaart die hoogste plek in die heelal. Filippense praat hiervan, kom ons lees saam met Filippense in die eerste hoofstuk uit. Hy sê, daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangrik is as elke ander naam. Dis wat met hemelvaart gebeur, dat Jesus ontvang die hoogste plek, die hoogste posisie wat daar kan wees, die posisie van gesag. Hy is in die regterhand van God. Ek gaan net 'n bietjie meer iets van dit sê. Maar dan is daar amper hierdie teenstelling. Hy het die hoogste plek ontvang, en tog identifiseer hy homself met die mense wat die laagste posisies op aarde hulle self in bevind. Nou, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, waar hy profeties praat oor sy bediening, sê hy, die Gees van die Here is op my, begin dit so, en hy sê, hy het my aangestel om die goeie nuus vir armes aan te kondig.
En ons weet, in die eerste eeu veral, as daar gekyk was na die samelewing en die sosiale vlak van mense, was arme mense gesien as die laagste vlak van die samelewing. Ek gaan nou 'n woord gebruik, en dit is baie kras om hierdie woord te gebruik as mens praat oor mense, maar arme mense was selfs gesien gewees as vullis, as gemors, laagste van die samelewing. En hier's die wonder van Jesus wat koning is. Hy sê, hy bekleed die hoogste posisie wat daar kan wees. En tog sê hy, ek is 'n koning wat my identifiseer met die mense wat gesien word as niks, as vullis, as mense wat nie raak gesien wil word nie. In hierdie week het ek probeer dink, maar hoe kan ek dit vir myself net meer kragtig maak, hierdie gedagte? En ek is herinner aan twee kunstenaars, 'n man met die naam van Tim Noble en die vrou met die naam van Sue Webster. Hulle is baie interessante kunstenaars. Nou, wat hulle doen is, hulle is wêreldwyd bekend vir hierdie unieke kuns wat hulle beoefen. Hulle versamel rommel, soos gemors, vullis. So hulle is mense wat in asblikke gaan krap en hulle werkswinkel is vol vullis. Nou, ek weet iets van die ouers hier wat sê, my tieners se kamer lyk dalk soos hierdie kunsplek. Nou, maar, en dalk sê van die tieners, maar my kamer voel soos 'n kunswerk. Maar hulle versamel vullis, en wat hulle doen is, hulle orden dan hierdie gemors, blikkies, papiere, wat jy ook al kan kry, in asblikke, en dan laat hulle 'n lig op hierdie gemors skyn, en dan is daar 'n silhouet in die agtergrond, wat 'n bepaalde beeld vorm. Kom ons kyk gou na 3 van hulle kunswerke. Hier is die eerste een. Die tweede een. En dan die derde een. Ek hoop nie ek het nou vir van die tieners idees gegee om hulle kamers nou te gaan. Maar wanneer ek hierna kyk, dan dink ek aan die prentjie, die idee van die evangelie, die goeie nuus. Dat Jesus se lig kom skyn op dit wat gesien word as niks werd nie. En dan maak hy 'n kunswerk van dit wat anders sien as niks. Nou dit daag ons uit. Want wanneer ons vanaand Hemelvaart vier, en dis 'n wonderlike vier, maar dis ook 'n uitdaging vir jou en my. Want dit sê vir ons dat ek dien 'n koning wat identifiseer, nie net weet van mense wat die laagste van die samelewing is nie, hy identifiseer met hulle. En dan sê hy, in my koninkryk roep ek jou om ook so te leef. Om nie mense mis te kyk en oor te sien, en te sien is gemors nie, maar sien hulle deur my oë, en ek gaan net nou weer terugkom na daai, sien deur my oë. Vir daar's 'n kragtige gedeelte in Matteus 25 waar Jesus praat en hy's aan die woord en hy praat oor hoe lyk sy koninkryk, die koningskap van Jesus. En dan maak Jesus geweldige stellings. Hy sê, ek was dors en julle het vir my water gegee. Ek was honger, julle het vir my iets gegee om te eet. Ek was siek gewees, julle het my versorg. Ek was in die tronk gewees en julle het by my kom besoek. Dan gaan julle vra, maar Here, waar het ons u ooit dors en honger gesien en u ooit besoek? Dan maak hy die volgende stelling. En hy sê, en die koning sal hulle antwoord. Hier is die koning wat identifiseer met die geringstes. Hy sê, die koning sal hulle antwoord. Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Vanoggend, terwyl ons ook Hemelvaart gevier het, julle dalk by jou skole gevier, vandag waar die Hemelvaart gevier, vanaand waar ons Hemelvaart vier, word ons geroep, en ons het nou deur die aanbidding mekaar geroep om te sê, kom ons lig ons oë op na die troon van God. Maar saam met dit sê ons ook vandag, hy stuur jou en my met 'n missie, hy stuur ons hande in hierdie wêreld in. Hy is die koning wat identifiseer met geringstes. Watter tipe koning is Jesus? Hy identifiseer met die geringstes, maar tweedens, Jesus is die koning wat ons vrymaak. Die een wat ons vrymaak.
En as ek dink aan vryheid, dink ek aan gevangenes en hierdie profetiese woorde van Jesus sê hy, ek het juis gekom, ek is gesalf, ek is vol van God se gees, om hulle wat in gevangenis is, vry te maak. En as jy moet dink aan 'n gevangenis, 'n tronk, watter tipe tronke is daar in ons samelewing? Dis nie net fisiese tralies nie. Maar daar is soveel gevangenis waarin ons onsself bevind. Kom ek dink aan 'n paar. Ek dink aan die werk van die vyand, die bose, wat mense plaas in 'n gevangenis. Wat mense gebind hou. Wat maak dat daar mense is wat sê, dit voel vir my, ek kan nie deurbreek hier, daar's iets wat my terughou. Ek weet nie of jy dit al ervaar het nie. Ek wil meer van God ervaar, maar dit is asof daar, en ons gebruik baie keer hierdie woord, daar's 'n binding. Dis die tronk van die bose. Daar's soveel tronke waarin ons onsself bevind, en as jy moet dink aan mense rondom jou wat jy al beleef, wat jy self al beleef het. Ek dink aan die tronk van woorde wat al oor jou lewe uitgespreek is. Dalk is daar in jou lewe sekere goed gesê, en is asof daai woorde jou 'n gevangene gemaak het. Jy het 'n gevangene geword van iemand se woorde, en dit hou jou terug. Jy sit nie in 'n fisiese tronk nie, maar dit is amper 'n emosionele tronk. Ek dink aan die tronk van ons verlede, foute wat ons maak in ons verlede, die tronk van skaamte, die tronk van skuld. Ek dink aan ons eie gedagtes, die woorde wat ons baie keer het oor ons eie gedagtes, en dit wat by my opgekom het was die woord soundtrack. Nou, as jy luister na 'n klankbaan, en soms het ons hierdie klankbaan ook in ons gedagtes, en hierdie gedagtes word amper 'n gevangenis waarin ek net nie kan uitbreek nie. Hemelvaart, dis wat hemelvaart so kragtig maak. Ons dien 'n koning wat sê, hy is die een wat ons kom vrymaak. In watter tronk jy ook al jouself kan bevind, weet vanaand, dat hemelvaart, die feit dat Jesus sit in die hoogste posisie, die gesagsposisie, aan die regterhand van God, dat hemelvaart sê, jy kan vanaand vryheid beleef. Dalk het jy hier ingestap en gebind gevoel, maar jy kan hier uitstap as iemand wat vry is. In Efesiërs 4 vers 8, of kom ek gaan, ja, Efesiërs 4, die 8ste vers, dan praat hy juist in hierdie gedeelte oor hemelvaart, en hy gebruik 'n pragtige beeld. Hy sê, toe hy, en hy praat van Jesus, in die hoogte opgevaar het hy kruisgevangenes meegevoer en geskenke aan die mense gegee. Dis 'n wonderlike beeld wat Paulus hier gebruik. Hy gebruik hierdie beeld wat ons dalk nie meer bekend is nie. Ons lewe in 'n samelewing dat ons kry nuus soos wat dit gebeur. En ons is baie bekend met die term breaking news. As daar iets gebeur, as enige nuus gebeure is, jy kan nou sit en jy kan kyk na die feed op jou foon en jy kan die nuutste nuus gebeure nou in die palm van jou hand hê. Maar in die eerste eeu het nie so gewerk nie. Wanneer een nasie 'n ander nasie oorwin het, hoe het hulle die nuus verkondig? Hoe het hulle breaking news in daai tyd hanteer? Wel, een van die maniere, en dis wat Paulus hier beskryf, is wat hulle genoem het 'n triomftog, 'n oorwinningstog. Dat wanneer een nasie 'n ander nasie oorwin het hierdie een wat oorwin het gegaan na die plek, die stad wat hy oorwin het, en hy sou al die persone daar gevange neem, vir al die weermag gevange neem. Hulle sal hulle besittings neem, hulle klere neem, alles, hulle wapens neem, hulle ontwapen, hulle vasmaak, vasboei, en dan in 'n triomftog lei na die stad wat hulle oorwin het. En in hierdie triomftog kon mense, soos wat hulle gegaan het, van dorp na dorp, van stad na stad, het mense goed gegooi teen hierdie stad wat oorwin is. Hulle het vernederende woorde uitgeroep. En soos wat hulle gegaan het hulle, dit wat hulle geneem het, die wapens, die klere, die besittings, het hulle uitgedeel as geskenke aan mense. En hier is die wonderlike beeld, wat Paulus gebruik, en sê, dis wat gebeur het, toe Jesus opvaar in die hemel.
Dis hierdie triomftog. En ons is saam met hom in die triomftog. Ons is deel van die oorwinnaars. Die vyand is ontwapen. Die vyand is verslaan. Daarom kan ons vryheid beleef. Daarom kan ons leef van 'n plek van vryheid. En dan sê, as jy Efesiërs 4 gaan verder lees, sê die geskenke wat uitgedeel word. Weet jy wat's daai geskenke? Dis nie besittings nie, dis nie klere en wapens nie. Hy sê dis geestelike gawes. En dan praat hy oor die geestelike gawes. Hy sê die geestelike gawes word nou uitgedeel op hierdie triomftog, sodat jy en ek, as mense wat vol is van God se gees, wat deel is van hierdie oorwinning, dat ons die koninkryk van God kan gaan wys en gaan leef deur hierdie gawes. Kan jy sien hoe groot hemelvaart is? Dat hemelvaart is nie net Jesus wat weggaan nie, maar dis Jesus wat sê, ek is die een wat regeer, die een wat jou saam nooi op hierdie triomftog, wat jou nooi na 'n lewe van oorwinning, 'n lewe van vryheid. En jy het gawes ontvang. Hemelvaart sê ook, jy het 'n roeping, jy het 'n sending. Dis die geskenke wat jy en ek ontvang. Hier is die laaste gedagte. Julle kan vorentoe kom, dankie. Die laaste gedagte is dit, dat Jesus is ook die koning, wat jou en my perspektief verander. Hy sê in hierdie skrifgedeelte, die profetiese woord, hoe lyk my bediening? Hy sê, ek is die een wat blindes gaan laat sien. En reg deur Jesus se bediening sien jy wonderwerk op wonderwerk van hoe mense se sig herstel word. Ja, daar's mense wat fisies blind was, nie kon sien nie, en hulle fisiese sig herstel. Maar dan sê hy ook, daar's hulle wat geestelik blind is, en hy hulle ook laat sien. Weet, God verander ons perspektief, en Hemelvaart sê juis, hy sê God wil hê, jy en ek moet anders kyk na God. Jy en ek moet anders kyk na onsself, na mekaar, en ook die wêreld rondom ons. En daarom Efesiërs 1, daai baie bekende gebed, waar hy ook bid oor die hemelvaart, hy begin hierdie gebed as volg, hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë sal oopmaak. Hoe wonderlik, dat hemelvaart sê ook, hy sê, ek wil jou anders laat kyk, laat sien. En nou wonder, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? Dis sy gees wat nou in ons woon. Dat hemelvaart sê nie, ons het nou minder van Jesus nie. Kan jy onthou die eerste disippels? Toe Jesus vir hulle sê, hy gaan weg moet gaan. Hulle was bedroef geweest, hartseer. En dan sê Jesus, dis beter vir julle dat ek weggaan. En dan hulle reaksie, maar Here, wat kan beter wees as U, wat nou hier met ons is in persoon? En sê, ek gaan my gees vir jou stuur. Jesus in persoon nie was, kon hy op een plek wees, op 'n tyd. Maar nou, is sy gees in ons. En hy vul hierdie aarde, hy vul ons lewens met sy teenwoordigheid. Daar's 'n groter teenwoordigheid van God in ons lewens deur die werk van die Heilige Gees. En nou kom die Heilige Gees en hy laat ons anders sien. Hy laat ons anders sien. Ek kan vanaand baie praktiese voorbeelde gebruik van hoe ons anders laat sien. Kom ek gebruik iets wat ek gister gesien het en ervaar het by 'n begrafnis. Hoe mense wat in 'n familie striwelinge ervaar het en groot goed teen mekaar gehad het, mekaar kon vergewe. Dis die werk van die Gees wat sê, ek gaan jou geestesoë verhelder, dat jy kan vergewe, dat jy kan lief hê, dat jy kan omgee. Hemelvaart sê vir ons vandag, en sal wonderlik wees as ons koning kan wees vir 'n week of vir 'n jaar. Maar dankie tog ons is nie, want ons het 'n koning. Ons het 'n koning wat teenwoordig is. Ons het 'n koning wat vry maak. Ons het 'n koning wat weer gaan kom. Ons het 'n koning wat regeer. In Lukas 24 vers 50 lees ons, dis die eerste volume van Lukas. Sy tweede volume is Handelinge natuurlik, maar die eerste volume
eindig hy met hemelvaart. Die tweede volume begin met hemelvaart. En dan sien ons die reaksie van die disippels, want hemelvaart roep jou en my vanaand tot reaksie. Hy sê daarna het hy hulle uit die stad uitgelei, dis Jesus tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hy het hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en het God geprys. 40 dae na opstanding, hemelvaart. 10 dae van nou af, vier ons Pinkster Sondag. Waar ons gaan sê, Here, dankie vir die Gees wat uitgestort is. Hemelvaart, 2 reaksies, bring ons op 'n plek waar ons aanbid, en tweedens waar ons gehoorsaam is. En dis die 2 reaksies vanaand, die uitnodigings vanaand. God roep jou en my om te aanbid, die koning van die konings, en hy roep ons tot gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. En dit waarin hy ook vir ons roep, vir jou roep, vandag. Kom ons staan en ons gaan hom ook nou aanbid. Kom ons staan en bid ek vir ons saam. Here, dankie dat ons U kan aanbid vandag as die koning van die konings. Here, dankie dat U vir ons kan wys hoe lyk lewe in U koninkryk. Dat U die koning is wat identifiseer met die geringstes. Mag hulle wat vanaand hier staan en voel ek word nie raak gesien nie, weet, U sien raak. U sien raak, U weet van. U saam met hulle. Here, U is die koning wat vry maak. En daarom bid ek ook vir elkeen wat op hierdie stadium voel ek's in 'n tronk. Mag hulle vanaand ervaar hoe tronk, Here, afgebreek word, oopgestoot word, dood en hel oorwin. U het die dood se hekke plat getrap, Here. En U lei ons na 'n lewe van vryheid. Daarom bid ek dit ook vir elkeen hier wat ergens in 'n tronk is. Dalk 'n siklus is waar hulle voel hulle kan nie uitbreek nie. Mag vanaand die aand wees waar hulle voel hierdie siklus is gebreek. Daar's vryheid in hulle lewe want U is die een wat vry maak. Die een wat sit in die regterhand van God. Dankie Here dat U die koning is wat ons ook roep met 'n missie. Die een wat teenwoordig is en ons raak om nuut en anders te kan sien. Ons perspektief verander. U is die een wat regeer en ons aanbid U. En ons almal sê amen. Amen. Amen.